Goeiemôre broeders en susters. Jy is almal hartlik welkom. En ek sien so hier en daar vreemde gesigte. Kom ons gee net 'n paar oomblikke. Draai om, vorentoe, groet net mekaar. Dat jy weet wie sit voor jou, wie sit agter jou vanoggend. Ons sê vanoggend ook baie welkom vir diegene wat deur die internet deel het aan ons erediens. Ons bede is dat die Here vir ons 'n baie mooi tyd saam met hom sal gee. Die kollekte vanoggend onder die erediens is vir Huis Boland en die by die deure vir die Emeritaatsfonds. En dan, broeders en susters, hier staan 'n pragtige bos blomme hier voor. Ons wil dit graag gee vir Prof Cassie en Mariana Venter. Jy het waarskynlik in die nuusbrief gesien dat Mariana die afgelope week geweldig baie toetse ondergaan het en dat die uitslag nie goed was nie. Ek sien Prof Cassie hulle is nie vandag hier nie. Ons gee hierdie blomme dan in besonder aan Mariana, dat die Here hulle absoluut sal dra in hierdie tyd. Hulle sal vashou, ook leiding gee oor die pad vorentoe. Ons gaan die ander afkondigings gaan ek dan na die tyd doen. Ons verklaar nou, broeders en susters, dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede, en dit kom van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is lied 190, ons sing daarvan vers 1, 2 en 3. Amen.
Ons gaan ons geloof bely vanoggend, broeders en susters, aan die hand van die beruimde geloofsbelijdenis, Skrifpryming 12:2. Ek gaan dit vir u voorlees, besonderlik ons belydenis oor God die Vader en oor God die Seun, en dan sing ons wonderlike belydenis oor die Heilige Gees en sy werk, vers 4 en 5 van Skrifpryming 12. Ek glo in God die Vader, wat almagtig, wys en trou, skepper is van alle dinge, en dit nog in wese hou. Ek geloof in Jesus Christus, wat ons in aanbidding eer, een geborene van die Vader, in sy hoogheid, ons Heer. Hy wat deur die Gees ontvang is, die geheimenis is groot, en gebore is uit Maria, uit die maagdelike skoot, wat gelei het, toe Pilatus onregsvonnis het gevel, kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel. Wat op die derde dag verrys het, daar die dood hom nie kon hou, na die hemel opgevaar het, deur die diep onpeilbare blou, wat nou sit, met eer en sterkte aan Gods regterhand omgeef, tot hy weerkom as die regter van wat dood is en wat leef. Ons Here Jesus, broeders en susters, het ons burgers van God se koninkryk gemaak. En ons word geroep om ook elke dag te leef as burgers van die koninkryk van die lig. Weet jy, nou het ons Here Jesus in die saligsprekinge vir ons pragtig beskryf, maar hoe lyk die lewe van koninkrykskinders? Van daardie mense wat Jesus Christus erken en liefhet as hulle Here en hulle koning. Kom ons luister weer daarna. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is,
want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Kom ons verootmoedig ons voor die Here, omdat ons soveel gebreke ook in ons eie lewe raak sien vanoggend weer opnuut as ons dit hoor. Dinge wat ons ook teenoor die Here wil bely. Ons sing lied 241. Ons sing daarvan vers 2 en 3. Lied 241 vers 2 en 3. Onse Vader wat in die hemel is, U is ons goeie herder. U weet wat ons nodig het as U kudde. En ons weet, Here, dat U ons baie liefhet. Dat U oor ons begaan is as U kudde. Dat U besorg is ook oor elkeen van ons se lewe. En dit is wat ons ook vanoggend beleef. As U deur U Gees ons bymekaar gemaak het. As U skape wat U op U naam ken. As U kudde. U wil vanoggend tyd saam met ons deurbring. U wil ons vanoggend by waters bring waar daar rus is. U wil vanoggend
met ons praat, met 'n herderstem. U wil ook vanoggend na ons luister. U wil ons elkeen vanoggend net weer by die hand vat en vir ons lei, ons stuur, ons begelei op die pad na die lewe. En daarom, Here, is dit vir ons absoluut wonderlik, dis vir ons heerlik om so saam met mekaar by U te wees. Want Here, ons bely dat ons U so nodig het, so nodig in ons lewe. Die lewe maak ons so dikwels verwilderde skape. Ons kry seer, Here, op die eie paaie wat ons self wil loop. Ons menslike en ons liggaamlike gebrokenheid het dikwels op ons swaar las in hierdie lewe. 'n Las wat ons moet verwerk, maar ook 'n las wat ons moet dra. Ons raak baie keer, Here, in hierdie lewe radeloos. En ons soek na rigting en ons soek na perspektief. Daarom bid ons dat U elkeen van ons, elkeen wat hier is, dat U ons vanoggend in die heel eerste plek net sal vat met U Vaderhande en ons teen U vasdruk. Ons wil bid, Here, hou ons vas. Hou ons vas selfs al wil ons uit U Vaderhande wegbreek. Hou ons vas. Laat U stem ons gemoed tot bedaring bring. Laat ons vanoggend net weer opnuut U liefde vir ons sien. Maar laat ons dit ook kennelik ervaar hier in ons ontmoeting met U. Mag ons dit ook ervaar, Here, as ons na hierdie diens saam gesels, saam kuier, ook met mekaar as gelowiges praat oor hierdie lewe. Dankie vir hierdie byeenkoms. Dankie dat U hier is deur U woord en deur U Gees. Vader, ons bid vanoggend vir mekaar. Ons bid vir hulle onder ons wat siek is, van hulle baie ernstig siek. Ons bid saam vir ons bejaardes. Ons bid vir ons ouers. Daardie polsende lewe saam met hulle kinders, waar die een ding direk na die ander ding kom. Ons bid vir al ons kinders, wat U liefhet, wat U gesê het, julle is myne. So dra ons mekaar aan U op as ons goeie herder. En ons doen dit, Here, met geloof. Ons doen dit met vertroue. Dat U nie alleen het vir ons gesê het, julle is myne nie. Maar dat U ook vir ons gesê het, ek is altyd by julle. Onder alle omstandighede.
Ek is by julle elke oomblik. Ons bid dit, Here, in groot afhanklikheid, maar met soveel blydskap in die hart om vanoggend net te kan tuiskom by U ons God. Ons dankie daarvoor. Om Christus ontwil. Amen. In ons reeks prediking, broeders en susters, met as hooftema die lig vir die wêreld, begin ons nou die stadium bereik dat ons dan DV van volgende Sondag af letterlik op die voetspore van ons Here Jesus gaan loop in sy laaste week voor sy kruisiging, die Maandag, die Dinsdag, uiteindelik sy kruisiging. Maar voordat ons daarby kom, wil ons graag vanoggend met u stil staan by die lydingsaankondiging deur ons Here Jesus Christus. Weet jy, dit tref my net weer watter pad hy daarin ook met sy disippels geloop het. Hoe hulle ook daarin gelei het, en dan sal ons hoor wat hulle reaksie daarop is. Ons kan sê daar is hoofsaaklik 3 groot lydingsaankondigings van ons Here Jesus. Tye waarin hy sy disippels vir 'n paar oomblikke op sy geneem het, tot stilstand gebring het en vir hulle as die goeie herder vertel het wat kom, wat moet hulle verwag, waarheen is hy op pad. Kom ons lees 3 gedeeltes saam. Die eerste is uit Matteus 16, dan Markus 9 en dan Markus 10. Matteus 16, ons kan sê hier kry ons die eerste lydingsaankondiging deur ons Here Jesus Christus. En as ons dit lees, let op hoe hy sy lyding aankondig en kyk dan mooi, wat was die disippels se reaksie daarop? Matteus 16 vanaf vers 21. Van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel dat hy na Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, dat hy doodgemaak moet word en die 3de dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berispe. Mag God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Dan uit Markus 9 lees ons vanaf vers 30 tot 32. Hulle het toe daarvandaan weggegaan en deur Galilea gereis. Jesus wou nie hê dat iemand anders dit te wete moes kom nie. Hy het sy disippels geleer en vir hulle gesê, die seun van die mens word in die hande van mense oorgelewer en hulle sal hom doodmaak en 3 dae nadat hy doodgemaak is, sal hy opstaan. Hulle het dit nie verstaan nie, maar hulle was te bang om hom daaroor uit te vra. En dan uit Markus 10 vanaf vers 32 af. En ons neem hierdie gedeelte ook as ons hele vertrekpunt in die prediking vanoggend
Op pad Jerusalem toe het Jesus voor hulle uitgeloop. Dit het die disippels verwonder is en die mense wat agterna gekom het, laat bang word. Hy het toe weer die 12 op sy geneem en hulle begin vertel wat met hom gaan gebeur. Kyk, ons gaan na Jerusalem toe. Daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en die skrifgeleerdes oorgelewer word en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom aan die heidene oorlewer. Die sal met hom spot en op hom spoeg en hom slaan en hom doodmaak en 3 dae later sal hy uit die dood opstaan. En dan vers 37 die reaksie van die disippels. Hulle het hom geantwoord: Wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit. Die een aan die regterhand en die ander aan u linkerhand. In die lewe van ons Here Jesus, broeders en susters, kom die Paasfees in Jerusalem al nader. Daar in Jerusalem in Judea is die Paasvuur al aangesteek. Dit roep die volk op, dit nooi hulle uit om na Jerusalem te kom vir die Paasfees. En wat sien ons dan? Dat daar letterlik van oor die hele land, van oor die hele Palestina, mense in groepies op pad is na Jerusalem. Vir baie was dit 'n ver tog, vir ander nader. Maar oralster is groepe mense besig na Jerusalem toe te gaan vir die Paasfees. En nou vertel Markus ons, en dis baie interessant, broeders en susters, dat terwyl Jesus en sy disippels nou ook algaande op pad is na Jerusalem, Jesus op 'n stadium voor sy disippels uitloop. En dan is dit vir hulle baie opmerklik. Hy is nou op pad na Jerusalem toe, daar in Judea. En as die disippels dit besef, dan raak hulle skoon beangs. Hoe kan hulle Here dit waag om weer na Jerusalem toe te gaan? Want hulle het geweet, telkens as hy Jerusalem inkom, dan moes hy weer daar pad gee, want mense wou iets aan hom doen. Die disippels het beangs geraak toe hulle besef, maar ons Here is op pad na Jerusalem, want hulle geweet daar is soveel vyandigheid teenoor hom. Hulle het geweet daar is haat wat teen hom brand. Maar hy stap voor hulle uit, op pad na Jerusalem toe. Nou broeders en susters, lewensgevaar, kan 'n mens sê, was nog altyd deel van ons Here Jesus Christus se lewe. Skaars was hy gebore, skaars het hy in hierdie wêreld gekom, of hy moes uit daardie moordende hande van koning Herodes weggeruk word. In sy eie sy grootworddorp in Nasaret was daar aanvanklik bewondering vir hom, maar dit het nie lank gehou nie. Daarna wil hulle hom oor 'n krans stort. Hulle wil hom doodmaak.
Dwars deur sy lewe was daar heeltyd hande wat na hom toe uitgesteek is om hom dood te maak. Al daai hande net een begeerte gehad om sy lewe te neem. En so sou dit gaan, totdat hy op Golgotha aan 'n kruis gehang sou word. Ons Here Jesus hy het dit altyd geweet. Dit was nie vir hom iets vreemds nie, hy het dit geweet. En hy het nooit daarvan probeer weghardloop nie. Moes hy groot impak op hom gehad het, verseker. Maar hy het nooit daarvan probeer weghardloop nie. En ons kom nou op 'n stadium in ons Here Jesus se lewe, dat hy onverbiddelik sy lewenskoers instel op Jerusalem. Hy rig hom nou volledig op dit wat met hom sou gebeur in Getsemane, u ken dit, op Gabbatha, uiteindelik op Golgotha. En so gebeur dit ook nou weer as Jesus op pad is saam met sy klompie disippels. Jesus stap voor hulle uit, op pad na Jerusalem, en hierdie disippels weet, ons Here is op pad na Jerusalem. Dan loop hulle maar agter hom aan. Waarskynlik aarzelend, dalk bang. Hulle volg hom maar op 'n afstand, want hulle is bang oor dit wat kan gebeur. En weet jy, dan is dit is vir my so mooi, dat ons lees, dat terwyl Jesus loop en hierdie klompie disippels hier agter hom aanloop, dat hy op 'n stadium net gaan stil staan. Dat hy gaan stil staan, want hy het iets op die hart, iets wat hy wil deel, iets wat hy wil sê vir hierdie klompie disippels van hom. En wat sê hy dan vir hulle? Wat sê hierdie goeie herder? Wat sê hy dan vir hierdie klompie bang en benoude disippels? Weet jy, Markus sê vir ons dat hy, toe hy gaan stil staan het, weer vir hulle vertel het wat met hom gaan gebeur. Dat hy weer vir hulle vertel het wat met hom kan gebeur. Want ons Here Jesus het al voorheen met hulle hieroor gepraat. Die eerste keer, toe hy hierdie disippels nader trek en vir hulle vertel wat kom, waarheen hy op pad is. Die heel eerste keer het hy vir hulle gesê dat hy na Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde, die skrifgeleerdes. En dat hy doodgemaak moet word. En die derde dag uit die dood opgewek moet word. Dit was die eerste keer wat hy hierdie dinge gedeel het met sy disippels. Maar daar was ook 'n tweede geleentheid. En toe het ons Here Jesus sy disippels gesê, die seun van die mens word in die hande van mense oorgelewer en hulle sal hom doodmaak. En 3 dae nadat hy doodgemaak is, sal hy opstaan. Weereens, as goeie herder deel hy hierdie dinge met sy disippels, berei hy hulle voor op wat gaan kom. En dan sê Markus, het Jesus nog vir 'n derde keer
weer met sy disippels hieroor gepraat. En weet jy, broeders en susters, hierdie derde keer wat hy met hulle praat, kan ons sê, maak dit die gordyn nog groter oop. Hy gee baie meer besonderhede aan hulle deur. En jy begin iets hoor van die dieptepunt, die diepste dieptepunt van sy lyding wat aan die kom is. Ons Here Jesus sê vir sy disippels, daar sal die seun van die mens aan priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word. En hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom aan die heidene uitlewer. Hulle sal met hom spot en op hom spoeg en hom slaan en hom doodmaak. 3 dae later sal hy uit die dood opstaan. Hoor net weer na die besonderhede. Oorgelewer word. Tot die dood toe veroordeel word. Aan heidene uitgelewer word. Gespot word. Geslaan word. Doodgemaak word. Uit die dood opstaan. Hoe goed het ons Here Jesus nie geweet wat op hom gewag het nie. En as 'n mens na hierdie woorde luister, dan lei hy eintlik sy eie doodsklok. En hy weet dit is 'n goddelike moed, hierdie pad wat hy moet loop. Hy weet daar is geen ander weg. Dis die pad wat hy moet loop. Om vir mense se sondes te betaal. Maar dit moes hy getref het dat as ons Here Jesus oor sy lyding praat, dan nie teen die einde elke keer praat hy van sy opstanding. Dis amper soos 'n liggie daar ver in 'n donker tonnel. 'n Mens voel as ons Here Jesus praat oor sy lyde, die duisternis, die donkerte, die diepte in sy woorde. Dat jy eintlik amper nie daai liggie daar voorsien nie. Die lig van sy opstanding, van sy oorwinning oor die dood, van die dag wat hy sou sê ek het die prys betaal. Nou, broeders en susters, by al hierdie lyding waarvan ons Here Jesus Christus so intens bewus was, word sy lyding eintlik nog swaarder gemaak deur niemand minder as sy klompie disippels nie. Hulle het eintlik geen simpatie met hom nie. Op al 3 sy lydingsaankondigings, as hulle op sy vat en met hulle baie persoonlik praat, reageer hulle eintlik totaal negatief. Na daai heel eerste aankondiging was dit Petrus wat die Here Jesus berisp het. Hy sê, mag God dit verhoed, hierdie lyding, hierdie swaar kry waarvan u praat. Mag God dit verhoed, Here. Dit sal beslis nie met u gebeur nie. Petrus. Na die tweede aankondiging van sy lyde, broeders en susters, en dit is eintlik, dit is so hartseer, verval daardie klompie disippels in 'n onderlinge gesprek, in 'n onderlinge baklei oor wie van hulle nou eintlik die belangrikste is. 'n Mens kan dit amper nie glo nie.
Wat is wat gebeur het? Hulle maak die lyding van die Here eintlik net nog swaarder. En nadat ons Here Jesus vir 'n derde keer sy lyding aangekondig het, dan kry ons hierdie selfde patroon. Johannes en Jakobus, hulle kom na die Here toe en sê, Here, as U nou U koninkryk opgerig het, moet ons tog nie vergeet nie. Moet ons dan nie vergeet nie? Dan wil ons aan die regterhand of aan U linkerhand sit. Dan praat hulle met die Here Jesus oor die ereposisies waarin hulle insien. Hulle het so min verstaan. Hulle het so min begryp van dit wat ons Here Jesus deurmaak en nog sou deurmaak. En 'n mens kan dit aan die een kant verstaan, want hulle het hierdie massiewe, groot aardse koninkryk verwag, waarvan Jesus die koning is. Hulle het hierdie aardse koninkryk verwag wat die Romeine sou oorwin. Omdat hulle so 'n aardse koninkryk verwag het, het hulle blink liggies gesien oor waar hulle sou inpas in hierdie toekomstige koninkryk. En daarom as ons Here Jesus praat oor sy lyding, dan is die ou disippels besig met hulle eie klein menslike dingetjies. My nogal getref dat iemand soos Tosius sê dat hulle soos kinders is. 'n Oomblik beangs om daarna net weer besig te wees met hulle eie ou speelgoedjies. Posisies. Wie is die belangrikste? Wie vat die ereplek onder hulle in? En nou is dit, broeders en susters, tog pragtig om te sien dat ons Here Jesus baie lankmoedig was teenoor hierdie klompie disippels van hom. Hy het geweet, hulle moet dit nog leer verstaan. En dit was eers nadat hy gekruisig is. Na Golgotha, dat as Lukas weer skryf, dan sê hy, toe het hulle sy woorde onthou. Toe het hulle onthou. Maar hy het dit vir ons gesê, hy het dit vir ons geleer. By 3 geleenthede het hy alles vir ons vertel. Toe het hulle dit onthou. En dit, broeders en susters, het toe hulle lewe radikaal verander. Toe het die kruis van ons Here Jesus Christus, kan 'n mens sê, midde in hulle lewens kom staan. Toe het daardie klompie disippels wat, ja, na wie se hart regtig, na wie se harte ons kan uitgaan in daai omstandighede. Toe het hulle groot en sterk apostels geword van die kruis van ons Here Jesus Christus. Toe kon niks hulle meer keer om verkondigers daarvan te wees nie. Toe was ereposisies nie meer ter sprake nie. Toe was wie van hulle is die belangrikste nie meer ter sprake nie. Want hulle het verstaan hoekom hy aan 'n kruis sou hang. En ons nou, my liewe broeder en suster,
het die lyding en die dood van ons Here Jesus Christus so 'n groot impak op jou en my lewe dat ons vanoggend dalk vanuit die hoogte hierdie disippels wil kritiseer. Dat ons dalk hulle optrede wil veroordeel. Hoe dikwels wil die Here nie ook vir jou en my bietjie eenkant neem om met ons te praat nie. Om met ons te praat deur sy woord en deur sy gees. Wil hy ons nie bietjie eenkant neem om met ons te praat deur die prediking, verkondiging van sy woord? Wil hy ons eenkant neem om met ons te praat deur die sakramente? Maar dan is ons as kinders van die Here, ons as sy disippels, dan is ons besig om portefeuilles onder mekaar uit te deel. Dan is ons besig om te kyk, wie is nou eintlik die belangrikste? Wie is nou die rykste onder ons? Ons daarmee besig. Terwyl hy van hart tot hart met ons wil praat. Ons is maar soos die disippels. Partykeer wil die Here met ons praat, maar ons het nie tyd vir hom nie. Tyd vir ons eie goed, baie. Maar nie tyd vir die hartsgesprekke tussen my en my Here nie. Dikwels wil die Here ook van hart tot hart met jou en my praat. Maar ons aandag is by die ander goed, by ons eie goed. Dit hou ons besig. En hoor ons dalk nog die Here by tye, ons net vinnig geroer. En vergeet dan so maklik dit wat hy op ons harte wou lê, dit wat hy met ons wou deel. Weet jy, broeders en susters, ek en jy is bevoorreg om soveel meer te weet as die disippels van destyds. Ons ken die ontsettende dieptepunte van ons Here Jesus Christus se lyding en dit in ons plek. As 'n mens dit lees, dan aarzel jy dit daarvoor. Wat hy in jou plek moes deurmaak. Ek en jy weet ook hoekom dit so ver moes gaan. Ek en jy weet dis my sondes, dis ons sondes wat hom so swaar laat ly het. So ons is bevoorreg om baie meer te weet as die disippels aan die begin. Ek en jy mag ook vandag leef in die lig van Christus se opstanding uit die dood. Ons kan leef in die lig van sy oorwinning oor die mag van die duiwel en die dood en die sonde. Ek en jy kan leef in die lig van 'n nuwe lewe in Jesus Christus. En ons broeders en susters, weet ons dalk nog net van al hierdie dinge. Weet dit. Dis in my kop. Ek ken al die feite. Mense sê self dis bekende dinge. Ek ken dit op die punte van my vingers. Ek kan selfs vir ander vertel daarvan, ek kan ander mense leer daarvan.
maar sonder om self aan die voet van die kruis te staan met leë hande. Is dit waar jy is? Om met leë hande self voor die kruis te staan, net om te ontvang. Jy kan niks verdien nie. Net om genade op genade te ontvang uit die hand van Jesus Christus, wat daar vir jou gesterf het. Jy sal dit weet, my liewe broer en suster, waar jy staan. Jy sal dit weet. Want Christus se genade is lewensveranderend. Dit bring in 'n mens se lewe wat daaraan deel het, 'n ongelooflike blydskap wat geen perke ken nie. Dit bring 'n vrede in hulle lewe wat alle verstand te bowe gaan. Dit bring 'n vrede oor jou, selfs in die haaglikste omstandighede waarin jy mag verkeer. Wanneer jy met leë hande by die kruis gestaan het en net ontvang het in die geloof, dan bewerk dit 'n oorgegewe lewe aan die Here. 'n Lewe van 'n eerste liefde vir die Here. Voor alles, bo alles, 'n eerste liefde vir my Here. En daai brandende begeerte, ek gaan hom dien. Ek gaan hom volg. Is jy daar? Is jy al daar? Vorder jy op hierdie pad? Want my liewe broer en suster, Christus het nie verniet ook vir jou gesterf en vir jou opgestaan nie. Nie verniet nie. Amen. Kom ons blaai, broeders en susters, na lied 292. En ons gaan daarvan vers 1 en 2 sing. Ons sing hier van die ongelooflike troos en die rykdom wat ons in ons Here Jesus Christus het. En as ons dit sing, kom ons bemoedig mekaar ook daarmee. Roep mekaar op tot 'n werklike geloofslewe met Jesus Christus ons Here en ons koning. Dit is die 292 vers 1 en 2.
Ons hemelse Vader, saam met mekaar, wil ons vanoggend aan die voet van die kruis staan en ons leë hande na U toe uitsteek. En bid, Here, wees ons genadig. Ons kom met leë hande want ons het niks vir U aan te bied nie. Maar in die geloof, Here, gryp ons vas aan wat U Seun, ons Here Jesus Christus vir ons gedoen het. Ons gryp vas aan die heerlike wete dat hy deur sy lewe vir al ons sondes betaal het. Dat hy vir ons uit die dood uit opgestaan het. Dat hy die dood oorwin het en die bose oorwin het. En dat ons deel het aan dit wat met hom gebeur het. Vader, vervul ons net al meer en meer met die ongelooflike groot genade teenoor ons. Maak ons harte vol daarvan, maak ons lewe vol daarvan, maak ons gemeentelewe vol daarvan. Mag ons net saam met mekaar iets meer verstaan van hoe groot U liefde vir ons is in Jesus Christus, U Seun. Ons vra dit in sy naam. Amen. Die kollekte nou, broeders en susters, is dan vir Huis Boland en daarna sing ons uit Psalm 71, vers 9 en vers 14. Jy moet mooi na vers 9 kyk. Ek voel my sterk aan U verbonde. My mond vind tot U lof gedurig ruimerstof. Mag jy dit ook so beleef vanoggend en dit daarom ook so kan sing. Psalm 71 vers 9 en 14.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Drie afkondigings, broeders en susters, en dan gaan ons baie welkom sê vir 'n paar nuwe lidmate hier vanoggend by ons. Die heel eerste is vir al die geloofsfamilies. Vanaand na die erediens is daar 'n byeenkoms en ons vra baie mooi asseblief dat elke geloofsfamilie ten minste een verteenwoordiger stuur. Ons wil sommer net lekker bietjie met mekaar gesels oor hoe gaan dit in die geloofsfamilies en ook kan hulp gee waar dit nodig is. Dis dan die geloofsfamilies vanaand na die erediens. En dan vra ons vanoggend die susters, die broeders is ook baie welkom. Hulp in die kombuis met teeskink. Kom ons maak dit vanoggend al die manne, al die broeders. Al die broeders gaan help teeskink vanoggend. Kom ons maak so. Goed. Dan volgende naweek is lang naweek en daarom is daar geen katekisasie volgende naweek nie. En dan wil ons graag by ons verwelkom 'n paar nuwe lidmate. In die eerste plek vir Betsy de Bruin. Hier sit sy daar langs tannie Rie. Steek net hande op. Daar is sy. Ek dink baie van u ken vir Betsy de Bruin. Is die ma van Geertjie wat tel. Vir baie jare lidmaat in Kaapstad, sy het nou hierheen verhuis. Ons sê vir haar baie welkom ook hier in ons midde, hoor. Dan Marinda Fasen. Nou Marinda, ek kon jou nie sien nie. Waar is jy? Marinda, staan net op. Daar is 'n sien van Marinda. Daar's 'n foto van haar ook in die nuusbrief. Ons wil vir haar ook sê baie welkom en sy het sommer gekom en aangebied en gesê, ek gaan help met die gemeente se webtuiste. Ons waardeer so houding, Marinda, geweldig baie welkom ook by jou. Sy gaan sommer al dadelik ook by 'n geloofsfamilie inskakel. En dan oud lidmate Philip en Anita van Sail. Julle moet net opstaan asseblief. Daar is hy. Ek dink u onthou almal vir Philip en Anita. Julle kinders is nie hier nie, nee. Hulle kom van Bellville gemeente. Hulle was vroeër ook lidmate hier van ons. Sê vir hulle baie welkom terug hier by ons. Nou Philip, hulle is ryklik geseën met dogters en een van die dogters, Annika, trou nou die 31ste Maart as ek reg is, met Eben Keet wat ook lidmate van ons gemeente gaan wees. Ons hoop Philip en Anita dat julle ook 'n wonderlike tyd saam met julle kinders sal hê en baie welkom hier in ons midde. Kom ek vra vir hierdie nuwe lidmate hier voor naby ons hoofingang is daar 'n lekker groot boom, ons noem hom die welkomboom. Gaan asseblief volgens soontoe want ek dink hier's baie ander lidmate wat u dalk wil ontmoet, net sê hallo. Ek weet Chris soek 'n paar van u vir die geloofsfamilie. Gaan gou-gou daar na die welkomboom toe en ek is seker u gaan sommer baie mense leer ken. Baie dankie.